My kosbare broers en susters en al ons liewe kinders, ek groet u in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Ja, ons beleef nou al meer as 80 dae van inperking. En in 'n mens se binneste kan 'n mens voel, ek is nou al moeg vir hierdie situasie. En jy weet, saam met vermoeidheid kom daar ook ongeduld. Saam met die ongeduld begin 'n mens naderhand onverantwoordelik en roekeloos optree. Vanoggend is daar 'n woord op my hart, Hebreërs 12 vers 3, waar die skrywer sê, want julle moet ag gee op hom, naamlik Jesus, wat so 'n teespraak van sondaars teen hom verdra het, sodat julle nie in julle siele vermoeid word en verslap nie. Die infeksiekoers het hierdie afgelope paar dae die hoogte ingeskiet. Baie dae meer as 4000 gevalle per dag. En terwyl ek daaroor nagedink het, het ek besef, maar ons beleef eintlik nou 'n baie gevaarlike tyd. Dis eintlik meer gevaarlik as aan die begin. En die kans om geïnfekteer te word is baie, baie groter. En tog, soos ek reeds gesê het, kan ons sê, ag, ek is nou moeg vir dit alles, en ons verslap ons waaksaamheid, ons verslap ons versigtigheid, ons raak roekeloos, terwyl die woord vir ons sê, ons moet daarteen waak, dat ons nie in ons siele vermoeid word en verslap nie. Daarom wil ek tog van my kant af 'n beroep op u doen, om maar steeds versigtig te wees, steeds waaksaam te wees, nie onverantwoordelik op te tree nie, maar om u self en u gesin op te pas. Maar ten slotte wil ek sê, hierdie selfde situasie geld ook vir ons wat die wederkoms van die Here Jesus Christus verwag. Ook ons kan moeg word om te wag. Here, wanneer gaan u dan kom? En in Lukas, die 12de hoofstuk, vanaf vers 35, en jy kan dit gerus gaan lees, daar die paar verse, sien ons hoe dat die Here 'n bestuurder aangestel het oor sy huishouding, hoe hy weggegaan het, en hoe dat hierdie bestuurder naderhand gesê, die Here gaan nie meer kom nie. Die Here talm, veral vanaf vers 45 lees 'n mens dit. En hoe dat hy dan roekeloos raak, en sy medediensknegte begin slaan, hulle mishandel, hoe dat hulle oorgee aan wêreldse drange. Sal ons nie vanmôre besef dat as ons moeg word om te wag, as ons oorgee aan ons ongeduld, as ons sê, ag, ek dink nie die Here gaan kom nie, dat ons op 'n baie gevaarlike plek is. Weet u, die Here se koms is nader as ooit. Ons mag nie verslap nie. Ons mag nie moeg word om te wag nie. Ja, as ons vers 2 gaan lees van Hebreërs 12, ons het nou vanmôre vers 3 aan die voorgehou, dan sê vers 2, ons moet met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Pas op, dat ons nie in ons siele vermoeid word en verslap nie. Ons is in die pylvlak. Ons moet voluit hardloop, ons moet ons alles gee. Mag die Here ons daartoe genade gee om op hierdie wyse te volhard. Kom ons bid saam. Wonderlike en getroue Heer en Hemelvader, dankie dat u steeds deur u woord in liefde met ons omgaan, dat u ons vermaan
omdat U wil hê, ons moet volhard tot die einde toe. Vanoggend kom ons na U toe en ons gee maar net weer oor aan U en ons sê, Here, help ons om nie moeg te word nie. Help ons om nie roekeloos te raak nie. Help ons om nou eers alles in te sit, want ons weet die wenstreep lê voor. Sal U vanoggend al my broers en susters en ons kinders aanraak deur die Gees. Sal U ons help, Here, om weer die wenpaal in oog te kry en te weet, Here, U is die een wat vir ons daar wag. U is die een wat besig is om U planne uit te voer. Dit sal geskied. Sal U ons help, Here, ook hier en nou, terwyl ons nog in hierdie pandemie is, om ook hier waaksaam en versigtig te wees. Here, sodat ons ook hier in U wil kan volbring. Dankie vir die bewarende hand. U seën oor ons, Here. Daarsonder kan ons nie voortgaan nie. Word verheerlik deur ons lewens. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons dank U daarvoor. Amen. Mag U 'n besondere dag hê en 'n week wat voorlê. Amen.